Goeiedag en baie welkom by dag 7 van ons 10 dae van gebed van 2026 met die tema ontketing. Maak disippels van alle nasies, nie net nasies nie, maar ook van alle generasies, om namens Jesus te spreek. Elke geslag gevul met die Heilige Gees. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat U nie net sekere mense sal gebruik nie net sekere geslagte en generasies sal gebruik nie, maar dat U van die jongste tot die oudste sal gebruik om U werk klaar te maak. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Wanneer ons oor die laaste dae praat, dink ons dikwels aan gebeure en tekens en profesieë. Maar Handelinge 2 wys vir ons iets belangriks uit. God se plan vir die laaste dae sluit elke geslag in, van die jongste tot die oudste. Die Heilige Gees word nie net aan sekere ouderdomme of groepe gegee nie. Hy word uitgestort op jonk en oud, mans en vroue, kinders en volwassenes. Ons lees in Handelinge 2 vers 17 tot 18. En in die laaste dae spreek God, sal ek van my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Hierdie eerste woorde is baie belangrik. In die laaste dae. Hierdie profesie het begin met Pinkster, maar het loop deur tot elke geslag, tot elke tydvlak, totdat Jesus weerkom. Want ons weet, ons lewe in die laaste dae. Wat gebeur wanneer elke generasie, elke geslag, met die Heilige Gees gevul word? Ons het gesien, die seuns en dogters sal profeteer, die jong mense sal gesigte sien, en die ou mense sal drome droom. Dit beteken, kinders het 'n stem, jong mense het roeping, ouer gelowiges het wysheid en rigting om die ander groepe ook te kan lei. God se werk in die laaste dae is 'n gesamentlike poging van die hele kerk, van alle generasies, onder leiding van die Heilige Gees, om 'n wêreld voor te berei vir hul verlosser se wederkoms. God se plan begin by die huis. Ons sien in Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En al hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hier sien ons God se strategie. Dit begin reeds by ons kinders, om dit by ons kinders in te skerp. Ouers moet God lief hê, tot so 'n mate dat hulle dit met hulle kinders wil deel. God se woord moet in jou hart wees, en jy moet dit so in jou kinders se harte inplant. Dit moet doelbewus aan ons kinders oorgedra word, nie net so terloops nie. Dit moet nie net by die kerke gebeur nie. Dis die kerk se werk of dis die skool se werk nie, maar dis ons werk by die huis om ons kinders te leer. Elke dag moet ons dit doen en in die gewone gang van ons lewe moet ons dit aan ons kinders inskerp dat God daar is en dat ons sy leiding nodig het en van hom afhanklik is. Dit is hoe kinders en jong mense voorberei word om 'n rol te speel om die werk te volëindig. Volgens Handelinge 2 leer hulle om God te ken. Hulle leer om sy stem te herken. En hulle leer om saam met die Gees te wandel, sodat hulle ook goeie burgers van God se koninkryk kan wees en soldate om sy werk klaar te maak. Die gesin is die grootste opvoedkundige middel wat God gebruik. Die huis is die eerste skool. Ouers is die eerste onderwysers. Die invloede van die huis vorm die karakter. As kinders in die huis nie gevorm word nie,
sal die wêreld en Satan dit namens ons doen. Het jy dit gehoor? As ons nie ons kinders se karakters vorm in die huis nie, sal die wêreld dit vir ons doen. Wanneer die huis 'n opleidingsskool word kinders voorberei vir diens. Word jong mense toegerus om getuienis te gee. Word die kerk versterk vir die laaste dae. Elke geslag het 'n rol om te speel. God vra nie net wat doen die jong mense nie, of wat doen die volwassenes nie, maar jy moet saamwerk om die werk klaar te maak. Ons is baie keer heeltemal te gefragmenteer. Ons moet saamwerk om die werk klaar te maak. Die Heilige Gees word die volledigste uitgestort wanneer geslagte mekaar ondersteun, mentor en saamwerk om die werk klaar te maak. Is jy oortuig dat God jou geroep het om in 'n tyd soos hierdie liefde en energie te belê in die mentorskap van jong mense? Sal jy dalk vandag kan sê, Here, gebruik my om die volgende geslag te help om op U te vertrou, U te volg, vir U te kan getuig deur die krag van die Heilige Gees. As dit U wens is, as dit U gebed is, wil U nie saam met my bid, sodat ons kan vra dat ons as ouers ons kinders sal lei, sal inskerp, sodat hulle die aflosstokkie vorentoe kan vat en saam met ons hierdie werk kan klaarmaak. Kom ons bid saam. Vader, as ouers en volwassenes het ons 'n werk, want U het gesê, die kinders en die jong mense sal ook die werk help klaarmaak. Daarom gebruik ons as volwassenes en ouers om ons kinders toe te rus, om ook deur die Heilige Gees gebruik te word om U werk te kan klaarmaak. Dit bid ons in Jesus se groot en se wonderlike naam. Amen. Ons sien U weer môre, selfde tyd, selfde plek.